Hartlik goeiedag. Mag God se woord vir u so soet soos heuning wees. Jesus het baie storieprentjies gebruik. Ons noem dit sy gelykenisse. In 2 Korintiërs gebruik Paulus egter baie woordprentjies. Vandag kyk ons na sy woordprentjie van smeulende wierook wat 'n welriekende geur versprei. In 2 Korintiërs 2 vers 14 lees ons: "Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur." Die woorde geur en triomftog word in dieselfde asem genoem. Die triomftog was destyds die parade in Rome, wanneer die terugkerende generaal en sy oorwinnende krygers na die oorlog deur die stad se strate beweeg. Hulle het hulle oorlogsbuit saamgedra en die vyand se oorwonne soldate het vernederd in boeye saamgeloop. Die skare het oral wierook gebrand as 'n teken van oorwinning. Die oorweldigende geur van vele digte wierookwolke was vir hulle die teken dat hulle wenners was. Hulle het gevoel soos oorwinnaars. Paulus gebruik hierdie woordprentjie in Rome om vir ons te verduidelik dat God van ons ook wenners maak. Ons teks sê, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Christus het die bose en die sonde oorwin. Hy het ons sonde aan die kruis vasgespijker en vernietig. Vir ons wat dit glo, sê die Bybel, God sluit ons in sy triomftog. Ons oorwin nie in eie krag nie, maar deur Jesus se oorwinning aan die kruis. Ons is nou burgers van 'n oorwinnende koninkryk, God se koninkryk. Saam met die woord triomftog word die woord geur ook in dieselfde asem genoem. Ons teks sê verder, deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Soos die wierook in die triomftogte van Rome die inwoners oorwinning laat ruik, versprei ons oral die kennis van Christus se oorwinning. Ons versprei ook die geur van Jesus se karakter deur ons dade en lewenswyse. God gebruik ons om 'n aangename geur te versprei. Ons woorde, dade en gesindheid word 'n geur wat Jesus se geur is. Vir die wat gered is dit 'n lieflike geur. Wanneer iemand wat God liefhet, 'n ander gelowige ontmoet, is daar 'n onmiddellike verbondenheid. Vir die wat Christus se versoening verwerp, is dit 'n geur van oordeel. Geure is kragtig. Die reuk van varsgebakte brood wek 'n gevoel van huislikheid, maar die reuk van 'n verrotte dierekarkas in die veld maak jou naar. Loop jy in geloof as oorwinnaar, of leef jy asof jy steeds gebind is aan sonde en vrees? Nee, God die Vader gee vir ons plek in Jesus se triomftog oor die bose en sonde. Hoe ruik jou lewe verander? Wys jou gesindheid en optrede vir mense na Christus, of is dit dalk 'n doodsreuk van wêreldsheid? Nee, God die Heilige Gees gee aan ons die geur van Christus. In Christus kry ons identiteit. Ons is in hom wenners en mense met 'n aangename geur. Kom ons bid saam. Here, help ons om 'n aangename geur van U te wees in hierdie wêreld. Laat ons lewens 'n getuienis wees van U oorwinning en genade. Amen.